Ek het vanoggend wakker geword en net weer besef hoeveel belangrike keuses ek en jy moet maak. En hoeveel van daai keuses wat ek en jy maak is nog belyn met God se wil en God se plan. En toe het ek dadelik begin dink aan Genesis 13. 'n teks waar Lot voor 'n keuse staan. Eintlik Abraham en Lot. Hulle het agtergekom dat hulle vee te veel geword het en die veewagters begin stry oor die weiding en die water. En toe sê Abraham vir Lot, maar kom laat ons paaie skei. Hulle gaan toe op na die berg Tel Assur toe, dit is waarskynlik die berg gewees, en terwyl hulle daar bo staan, sê Abraham die volgende: Lot, kies vir jou 'n streek wat jy wil gaan. As jy links gaan, sal ek regs gaan, as jy regs gaan, sal ek links gaan. Maar wat doen Lot? Lot kies nie links of regs nie. Hy draai om en hy kies die Jordaanstreek, wat 'n baie vrugbare grond het, waar daar baie riviere vloei. Hy kies buite die land van Kanaan. Abraham het hom juist probeer raad gee voordat hy die keuse maak, want hy het geweet 'n mens sal verlei kan word deur die groen land in die agterkant. En hy sê vir hom, as jy links gaan, sal ek regs gaan. Kies hier binne die land Kanaan wat God vir ons beloof het. Maar dan staan daar in die gedeelte, Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies. Nou, ek het nie nodig om die res van die storie vir julle te vertel nie, want almal van ons ken die lot van Lot. En almal weet van Abraham met sy groot nageslag wat in die beloofde land gewoon het. Maar nou wil ek jou vandag afvra. Hoeveel van die keuses wat jy gemaak het en nog maak, is nog binne God se beloftes, is nog binne God se gebooie, is nog binne God se wil? Soveel keer maak ek en jy keuses en dan neem ons God kwaadlik as dit skipbreek lei, maar 3/4 van die tyd lê ons keuses buite dit wat God vir ons vra en dit wat hy vir ons wil hê. So ek wil jou vandag uitdaag. Oorweeg bietjie die laaste paar groot keuses wat jy gemaak het, of die groot keuse wat jy dalk op hierdie stadium voor staan. En dink net bietjie in watse mate gaan hierdie keuse 'n impak hê op jou verhouding met God. Is dit nog belyn met jou geloof? Is dit nog belyn met dit wat jy glo? Is dit nog belyn met God se plan en sy beloftes? En as dit nie is nie, wat gaan jy daaromtrent doen? Onthou, God wil hê ons moet kies binne sy beloftes. Dit is amper soos 'n vis wat in die water swem. Terwyl hy in die water is, kan hy links of regs gaan, hy het vryheid. Maar as hy uit die bak uitspring, uit die visbak uit, gaan hy dood. Mag jy, met die keuses wat jy maak, kies binne God se beloftes, binne God se plan, binne sy gebooie. Kom ons bid saam. Dierbare God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend weer tot U kan bid. Dankie dat ek hier in die natuur kan staan en kan besef dat U die skepper van die groot heelal is. Heer, maar dankie dat ons ook 'n vryheid van keuses het. Heer, maar ons moet erken dat ons baie keer hierdie vryheid van keuses misbruik. Vergewe ons daarvoor. En help ons om die keuses wat ons maak in ons lewens so te maak, dat dit in lyn is met U plan, met U wil, met U gebooie, met ons geloof. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand daar buite wat op hierdie stadium voor 'n groot keuse staan en dalk soos Lot verlei word deur die Jordaanstreek, wat nie dalk die noodwendige regte keuse is nie. Tot 'n volgende keer.